So dis vroue maand en om aan te sluit by die boodskap vroeër die week oor Martha en Maria en met Lazarus, gaan ons vanaand voort met 'n boodskap spesiaal vir die vrouens. Ja, dis my voorreg om vanaand of vandag weer met 'n boodskap met julle te deel en voor ons wegspring, kom ons sluit net ons oë. Aba Vader, dankie vir die voorreg om vanaand net stil te kan word voor U, Here. Dankie vir U goedheid, U guns en U genade. En dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om ook vanaand uit U Vaderhart uit te kan hoor, Here. Dankie dat U met ons deel. En dankie Heilige Gees dat U self ons die openbaring bring in en deur U heilige naam. Amen. Amen. Ja, soos ek gesê het, vroue maand en ja, maandag vier ons ook Vrouedag. So vandag wil ek met julle deel uit Spreuke uit en wel in hoofstuk 31, vers 25. Daar staan, ek lees uit die Amplified uit, daar staan: Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. And she smiles at the future, knowing that she and her family are prepared. So Vrouedag, ja, is 'n dag wat ons nie net vrouens eer vir wat hulle doen nie, maar ook vir wie hulle is, nee. En die wêreld probeer dikwels mense, en veral vrouens, se waarde meet aan haar voorkoms, haar sukses of selfs haar prestasie, maar God kyk anderste. Vir God is 'n vrou nie net waardevol omdat sy perfek is nie, maar sy's ook na sy beeld geskape. Daarom is sy spesiaal en waardevol vir hom. Elke vrou, nou of sy oud of jong, getroud of enkel, ma of nie ma, werkend of afgetree is, dra die beeld van God. En vandag kom die Here en hy wil ons maar net herinner, jy, geliefde kosbare vrou, is gesien. Jy is geliefd, jy is geroep en jy is waardevol. Nou reg in hierdie woord is daar klomp vrouens wat ons van lees en ek wil vanaand 'n bietjie van hulle vir ons uitlig en maar net hoogtepunte oor waar hulle storie in hierdie woord ook inpas. En ons begin by Eva. Natuurlik, Eva is die moeder van die mensdom en ons lees van haar in Genesis. Daar Eva word meestal onthou vir die sondeval, maar die Bybel, die woord van God, noem haar die moeder van alles wat lewe. En God het selfs na die sonde vir haar belofte gegee dat 'n verlosser uit die nageslag van haar sou kom. En dit is Genesis 3 vers 15. Die les wat ons hieruit leer is, God is groter as enigeen van ons mislukkings en hy kan selfs uit ons gebrokenheid vir ons hoopbring. Tweede vrou waarna ons kyk vandag is Sara. En daar leer ons van geloof wat ons leer wag. Dit is spesifiek in Genesis 12 vers 21. Ons sien Sara het gewag vir God se belofte vir 'n kind, nee, en sy het soms getwyfel en sy het selfs probeer om God aan te jaag om sy plan en sy belofte na te kom. En het hy sy belofte nagekom? Yes, hy het. En ons leer hieruit dat God se wagtyd is nooit vermorste tyd nie. Dan kyk ons bietjie na Rebekka. Rebekka was bereid om God se roeping te volg. Ons lees van haar in Genesis 24 en toe Abraham sy diensknegt gaan vra om te gaan na 'n onbekende land toe, het sy eenvoudig gesê, ek sal gaan. Nou geloof vra dikwels gehoorsaamheid voordat ons enige antwoord het, né? Dan kyk ons na Miriam. Miriam was 'n beskermer en 'n aanbiddingsleier. Ons lees van haar in Eksodus 2. En as jong meisie het Miriam oor Moses gewaak, né? En na die Rooi See het sy die vrouens gelei en hulle deur die Rooi See getrek het in lofprysing en God gebruik mense van kleins af om sy plan uit te voer. Dan kyk ons na Hanna. Hanna is die vrou wat ons lees van wat sy gebid het. Ons lees van haar in 1 Samuel 1. En Hanna het hierdie diep pyn gehad en God, dit het wel gevoel God dryf weg, maar dit het haar nie weg van God afgedryf nie, maar nader aan hom gebring, want uit haar gebed en uit haar gebede is Samuel gebore, en hy was een van Israel se grootste profete. Nou die les wat ons uit leer is gebed, verander nie net omstandighede nie, maar dit verander ook die bidder self. Dan lees ons bietjie van Deborah. Deborah was 'n leier met baie moed, durf, daad, lees van haar in Rigters. Sy was 'n profetes, 'n regter en 'n leier. Sy het nie gesag gesoek nie, sy het God gehoorsaam en onder haar leiding het Israel oorwinning behaal. So God gebruik mense wat bereid is om op te staan wanneer ander mense nie bereid is nie of wanneer ander mense terugstaan.
Rut, ons kan ook in die storie van Rut. Rut sien ons getrouheid word beloon. Ons lees daarvan in Rut 1 tot Rut 4. Nou Rut en haar skoonma het geweier om haar skoonma Naomi te verlaat en haar bekende woorde was: "U volk is my volk en u God is my volk." Is my God, ekskuus. En dit getuig van haar geloof. Nou God het haar deel gemaak van hierdie geslagsregister van Jesus. Nou die les is getrouheid in die klein dinge lei dikwels tot God se grootste seëninge. Dan Ester, alom bekend vir 'n tyd soos hierdie, Ester 4 vers 14, en sy het haar lewe gewaag om haar volk te red, né? Mordegai se woorde bly nog steeds relevant vandag. Wie weet juis of jy 'n tyd vir 'n tyd soos hierdie koningin geword het of nie? God plaas ons waar ons moet wees vir 'n doel. As ons kyk na 1 Konings 17, daar lees ons van die weduwee van Sarfat en vertroue in ons gebreke. Sy het net 'n handjievol meel en 'n bietjie olie gehad, maar sy het God nog steeds eerste gestel en God het wonderbaarlik voorsien. En wanneer ons God eerste stel natuurlik, hy is en bly ons voorsiener. Maria die moeder van Jesus, ons sien in Lukas 1, lees ons van haar oorgawe aan God, en toe die engel haar besoek het sy geantwoord: "Laat met my gebeur volgens u woord." Hoe awesome is dit nie? Sy het nie alles verstaan nie, maar sy het tog God vertrou. En ware geloof sê ja vir God, selfs wanneer die pad onseker is. Dan lees ons ook van Elisabeth. God vergeet nooit sy kinders nie. Ook Lukas. Sy het op 'n hoë ouderdom geboorte gegee aan Johannes die Doper. En dis nooit te laat vir God om sy beloftes te vervul nie. Ons lees van Anna in Lukas 2. Sy was getroud tot die einde. Sy was al 'n bejaarde profetes en sy het God dag en nag gedien. Sy was een van die kinders, een van die eerstes wat die kind Jesus herken het. 'n Lewe van volhardende diens dra groot geestelike vrug. Dan sien ons natuurlik die Samaritaanse vrou. Dis 'n lewe wat deur Jesus self verander is, en ons lees daarvan in Johannes 4. Sy het met skaamte na die put toe gekom, maar met vreugde teruggegaan om haar dorp van Jesus te vertel. So niemand is buite die bereik van God se genade nie. Dan lees ons van Maria Magdalena, van bevryding tot getuienis. Jesus het haar bevry en sy het hom getrou gevolg. Sy was ook een van die eerste persone aan wie Jesus verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dood. Die les is Jesus verander nie net lewens nie, maar hy gee ook 'n nuwe roeping, 'n nuwe doel, 'n nuwe bestaan. En dan lees ons ook van Maria van Betanië, en dit was spesifiek waar sy voor Jesus se voete geval het en het gewas het. Ons lees daarvan in Lukas 10 en Johannes 12. En terwyl Martha besig was, en klink hier bekend, dis donderdag se boodskap, maar terwyl Martha besig was, het Maria by Jesus se voete gesit en geluister. Later het sy Jesus se voete met diersalf gesalf. En die les wat ons uitleer is, intimiteit met Jesus is belangriker as besig wees met Jesus. Dan sien ons van Martha self, in Johannes 11, sien geloof te midde van smart, spesifiek met die storie van Lazarus, toe Martha vir Jesus gesê het: "Ek glo dat u die Christus is." En selfs in haar rou het haar geloof sterk gebly en sy het haar geloof bely. Geloof leer ons om vas te hou aan Jesus, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Dan Handelinge 16, sien ons Lydia, haar huis is oop vir God. Sy was 'n sakevrou, en haar hart is deur die Here geopenbaar, want sy het haar hart ook oopgestel vir die eerste gemeente. Haar hart en haar huis, sy het haar huis en haar hart beide oopgestel vir die eerste gemeente van Filippi. En God kan my en jou beroep, jou huis en jou invloed gebruik om sy koninkryk uit te brei. Nou ons kyk nou spesifiek, want wanneer ons na hierdie vrouens kyk wat ek nou genoem het, kyk ons na mense wat nie volmaak is nie. Ons sien vrouens wat gewag het, ons sien vrouens wat gehuil het, ons sien vrouens wat gedien het, vrouens wat gebid het, vrouens wat gehoorsaam was, vrouens wat geval het en weer opgestaan het, vrouens wat God vertrou het. En dit leer ons een ding: God het vroue met 'n doel geskep. Van die eerste waarheid is dat God 'n vrou nie net as 'n nagedagtenis geskep het nie. Dit is 'n groot woord daai. Nagedagtenis geskep het. Hy het haar doelbewus gemaak, en nog voordat iemand haar naam geken het, het God haar geken. Nog voordat iemand haar waarde raak gesien het, het God haar waarde raak gesien. Hoor mooi, nog voordat iemand jou waarde raak gesien het, het God reeds jou waarde bepaal.
Hy het reeds jou waarde bepaal. Hierdie wêreld wat sê, bewys jouself. God sê die teendeel. Ek het jou reeds gekies. God sien opofferings wat niemand anders sien nie, né? En daar's baie vrouens wat baie stil opoffer, wat bid, wat huil, hulle werk hard, hulle dra laste wat niemand van weet nie. Dink aan Hanna, soos ons nou hierbo genoem het. Sy het vir jare lank pyn gedra, né? En mense het haar verkeerd verstaan, maar God het tog al trane gesien en op God se tyd het hy self al gebede verhoor. Hy sien die trane wat niemand anders sien nie. Hy tel elke traan. Hy vergeet nooit die gebede van sy kinders nie. Nog 'n awesome ding, vrou, is dat God gebruik gewone vrouens vir buitengewone dinge. En die Bybel is vol vroue wat God gebruik het. Ons het nou daarbo, of bietjie vroeër gesien, van al die mense wat ons genoem het, Sarah wat die moeder van die nasie geword het, Deborah, sy het 'n volk gelei, Rut wat getrou gebly het, toe alles verlore gelyk het, Esther wat 'n volk gered het, Maria wat die verlosser gebaar het, Maria Magdalena wat die van eerste getuienis was van die opstanding. Nie een van hierdie vrouens was perfek nie, maar hulle was beskikbaar. God soek nie volmaakte, perfekte mense nie. Hy soek gewillige harte. Nou, hierdie is baie awesome. 1 Petrus 3 vers 3 tot 4, nie? Is ware skoonheid kom van binne. Die wêreld fokus op uiterlike skoonheid, maar God fokus op jou innerlike karakter. Jou voorkoms kan verander, jou ouderdom kan verander, maar 'n hart wat aan God behoort, word al hoe mooier, nie? Die mooiste vrou is nie noodwendig die een met die meeste komplimente nie. Dink bietjie daaraan. Die mooiste vrou is die een wie se lewe werklik Jesus weerspieël. Nou, 'n God vreesende vrou laat beslis in haar nalatenskap, want Spreuke 31, sy beïnvloed geslagte. Kinders onthou haar gebede, 'n man onthou haar ondersteuning, vriende onthou haar vriendelikheid, die gemeenskap onthou haar diensbaarheid, en selfs wanneer sy nie meer hier is nie, lewe haar invloed nog steeds voort. Baie mense onthou nie wat iemand gesê het nie, maar hulle onthou baie keer net hoe mense hulle laat voel het. Nou, God gebruik vroue om liefde, vrede en geloof aan die volgende geslag oor te dra. Nee, awesome. 'n baie belangrike ding wat ons ook in die woord sien is dat Jesus het vroue geëer. In 'n tyd wat vroue dikwels gering geag was, het Jesus vrouens, dames met waardigheid behandel. Hy het met die Samaritaanse vrou gepraat, hy het Maria toegelaat om by sy voete te sit en te leer. Hy het die vrou wat gevang is met oorspel genade bewys, en hy het selfs Maria Magdalena eerste na sy opstanding ontmoet. Hy het nooit vroue afgeskryf nie, maar hy het hulle opgerig, nee? En hy doen vandag nog presies dieselfde. Aan elke vrou, moenie jou waarde meet aan jou verlede nie. Moenie jou waarde meet aan mense se opinies nie. Moenie jou waarde meet aan jou mislukkings nie, maar meet jou waarde, nommer 1 aan die kruis, want as Jesus bereid was om sy lewe vir jou te gee, dan is jy kosbaar. Jesus het sy lewe vir jou gegee. Jy is kosbaar. En aan ons mans, nee. Vandag herinner die Here ons ook, waardeer die vroue in jou lewe. Praat lewe, gee erkenning, bid saam, luister. Nou, daar is vroue wat vandag moeg is. Daar is vroue wat vandag hartseer dra, wat onbekwaam voel, en daar is vroue wat wonder of hulle genoeg is. God se antwoord is, jy is my dogter, ek het jou lief, ek sal jou nooit verlaat nie, en ek het 'n plan vir jou lewe. Mag elke vrou vandag opnuut nuwe moed ontvang, nie omdat die wêreld haar prys nie, maar omdat die koning van die heelal haar sy eie noem. Hoe awesome is dit nie? En vanaand bid ek beslis die volgende gebed vir elke vrou, dat Vader, dankie dat U elke vrou wat U geskep het, vir elke vrou wat U geskep het, en dankie vir moeders, dankie vir oumas, dankie vir dogters, dankie vir susters, vir eggenote en vriende en vriendinne, Here. Dankie vir hulle liefde, hulle opofferings en hulle geloof. Ek bid, Vader, dat U elke vrou vandag sal versterk waar sy moeg is, vertroos waar sy seer het en nuwe hoop gee waar sy moed verloor het. Vader, help asseblief elke vrou om haar identiteit in U te vind en nie in die wêreld nie. Vul haar met U wysheid, U vrede en U vreugde, soos wat net U kan, Vader, en laat haar weet dat sy kosbaar is in U oë en dat U 'n besondere doel vir haar lewe het. Here, seën ek elke man om die vrouens in hulle lewe met liefde, respek en eer te behandel, Vader, en vandag eer ons U vir U groot liefde
en u groot genade. And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto you, because it's all about you, Jesus. En almal sê, amen, amen. Geseënde aand verder, dankie dat julle ingeskakel het. Totsiens.